Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is ANC bestee R500 miljoen aan oorseese reise. Ja, dit is wat die kabinet blykbaar oor die afgelope 18 maande uitgegee het aan oorseese reise. Dis eenvoudig 'n ongelooflike bedrag. Dis iewers tussen 450 en 500 miljoen rand. Ek weet nie, hulle vlieg seker eerste klas en bly in 5-ster hotelle in die in die duurste stede ter wêreld in New York, Londen, Parys en elders. Hier suites, ek weet nie, en drink seker Franse champagne en jy weet, gaan hulle self eenvoudig te buite eet, kaviaar, wat ook al. Jy weet, en dit is alles op die koste van die belastingbetaler. Teen die koste van die belastingbetaler. Wat 'n wonderlike lewe is dit nie om 'n minister in Suid-Afrika te wees nie. In die vorige bedeling het ons nooit sulke dinge gesien nie, maar ja, nou ek wil probeer om dit 'n bietjie te verklaar. Ek het probeer dink hoekom gebeur sulke dinge. Maar voordat ek nou daarby kom, wil ek jy net ook weer herinner aan ons boeke wat te koop is hier onder hierdie video in ons winkel. En dan skenk gerus aandag aan hierdie boek, die Ommegang, wat so pas verlede jaar verskyn het in 'n vertaling by ons uitgewery deur Jan van Aken. Dit speel in die middeleeue af. Dit is 'n ongelooflike toer deur Europa tydens die middeleeue. En ook gesien in die lig van my vorige kommentaar ook oor die NG Kerk, raak 'n mens geweldig bewus daarvan in die boek van watter mag die Katolieke Kerk in die middeleeue gespeel het, en natuurlik hoe ketters vervolg is en mense wat anders denkend was, jy weet wat die Bybel op 'n suiwerder manier eintlik probeer lees het, wat uiteindelik die protestantisme sou word. Hulle is almal vervolg en dan ook net die soort dekadensie van die Katolieke Kerk. Jy weet, daar was prostitusie blykbaar en daar was natuurlik ook dronkenskap en gedrink en gevyf en wat ook al in kaartspel. Jy weet, die kardinale en die biskoppe van die Katolieke Kerk kon, alhoewel hulle nie mag getrou het nie, kon hulle enige ander jy weet, sondes van die vlees of van jy weet die wêreld kon hulle beoefen. En dit was natuurlik een rede waarom dan die reformatie gebeur het. Nou, en hierdie is nou fiksie, alles, dit is 'n hele lang verhaal en is nogal heel interessant om dit alles so te beleef. Nou ja, dit is die boek Die Ommegang deur Jan van Aken. Nou, terug by die onderwerp. Ja, die mense wat so geweldig geld bestee aan oorseese reise. En net om daar was 'n berig daaroor op Netwerk 24 verlede week of so. Hulle sê ja, verskillende departemente wat dis eintlik 'n persverklaring ook van een van die politieke partye, Action SA. En hulle het toe uitgevind wat oor die afgelope, hulle het vrae gestel in departemente en hulle het toe hore gekom presies hoeveel geld of min of meer hoeveel, nie eens almal nie, maar sommige departemente, staatsdepartemente en onder ministers natuurlik, besteed aan reise. Dis so, daar was menslike nedersettings onder minister Thembi Simelane wat 32,98 miljoen besteed. Water en sanitasie onder minister Phemi Majudina wat 29,57 miljoen besteed. Vroue, jeug en mense met gestremthede onder minister Sindizwe Chikunga wat 25,27 miljoen besteed. Bosbou, visserye en omgewing onder Dion George wat intussen as minister afgedank en deur Willie Oukamp vervang is. Nou hier is 'n DA-minister, hy het so klein bietjie minder geld uitgegee, 24,4 miljoen, maar dis nog 'n taamlike stywe bedrag. En dan die president se kantoor onder Cyril Ramaphosa, hy het ook 24,17 miljoen besteed. En dan is daar nou handel en nywerheid
onder Parks Tau, wat wie se kantoor in September 2024, dis net in 1 maand, 2,12 miljoen rand besteed, en vir 3 nagte in New York. Nou, dink daaraan, jy gaan vir 3 nagte New York toe, en jy gee 2 miljoen rand uit. Hoe is so iets moontlik? Jy weet, selfs al bly jy in die duurste hotel, jy weet, dit kos seker 20-30.000 rand per nag, of 50.000 rand per nag, of wat ook al, per nag. Nou 3 nagte, dit is net 150.000 rand, waar is die ander 1,9 miljoen rand? Wat het hy gedoen? Jy weet, wat maak hulle daar om soveel geld uit te gee? En dan, ja, in Julie 2024 het hulle 1,5 miljoen rand aan 'n weeklange reis na Washington uitgegee. So dit is nie heeltemal so erg soos die New York nie, maar dis ook baie erg. En dan sê hulle, Dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid, hy het 2,75 miljoen rand bestee aan 'n besoek van 7 nagte aan New York in September verlede jaar. As ook 1,33 miljoen rand vir 2 dae in Brasilië en 1,18 miljoen rand vir 'n weeklange reis na Brittanje. En dan is daar ook die kantoor van Chikunga wat byna 5 miljoen rand besteed net aan internasionale vliegkaartjies sedert sy die amp aanvaar het. Nou dink jy self daarin, jy's nou op die belastingbetaler se rekening en jy gaan nou in New York toe vir 3 dae en jy gee 2 miljoen rand uit. Wat het jy alles gemaak? Of hierdie ou wat besoek van 7 nagte aan New York, 2,7 miljoen rand. Dis nou Dr. Aaron Motsoaledi. Nou hy is die minister van Gesondheid. Het hy sy gesondheid daardeur bevorder? Ek bedoel, het hy 2 miljoen rand aan 'n gimnasium bestee, of iets van die aard waar hy bietjie geoefen het, of het hy gesondheidskos geëet? Nou ek weet nie, jy weet, gesondheidskos kos nie miljoen rand om per maaltyd nie, jy weet, dus jy kan seker vir 100 rand of 200 rand kan jy ongelooflik lekker eet, as jy gesondheidsvoedsel eet, as minister van Gesondheid, maar hy kry dit reg om 2 miljoen rand uit te gee. Wat 'n ongelooflike lewenstyl het hierdie mense nie. Nou dit het my bietjie laat dink, waar kom dit alles nou vandaan? Jy weet, want ek kan my nie voorstel, jy weet, ek het vir PW Botha 2 keer in my lewe ontmoet, jy weet het seker, wel toe hy nou al tamelik bejaard was, daar so by die Anker in George. Trouwens, ek was nou, wanneer was dit, verlede jaar of iets, het ek so bietjie daar, ook juist in die wildernis waar dit was, het ek rondgery en gaan kyk hoe lyk sy huis nou. Nou, in sy huis, daar staan nog steeds die anker by die huis, maar dit behoort nou aan 'n swart man, blykbaar. Miskien is dit 'n metafoor, ek weet nie. Maar hy het vir my gesê, hy het sy huis, daai huis met 'n banklening gekoop en hy het dit afbetaal met sy presidensiële salaris, of sy salaris wat hy gekry het. En jy weet, hy was 'n heel beskeie man, jy weet, hy het nie uitspattig gelewe nie. Jy weet, PW sou nooit, ek dink nie eers hy sou 10.000 rand per nag kon uitgee in 'n hotel nie. Jy weet, ek dink nie, hy was sober gewees. Jy weet, dit het net nie by mense so iets in die verlede, miskien Pik Botha in sy dronkenskap, of ek weet nie, van hierdie ander twyfelagtige ministers wat ons destyds gehad het. Ja, F.W. de Klerk miskien, ek weet nie. Miskien het F.W. de Klerk die kat op allerlei maniere in die donker geknyp. Maar daar was nooit eintlik so 'n skandaal destyds van 'n minister wat miljoene rande vir 2 nagte in 'n hotel uitgegee het, of soontoe te reis wat eerste klas vlieg, of miskien is dit huurvlugte wat hier van Lanseria af vertrek, waar die hele vliegtuig net vir homself huur, of wat ek al. Jy weet, dit is eenvoudig net, ja, ongelooflik, fantasmagories. Maar, ja, om te dink nou, waar kom hierdie goed vandaan? Nou, ek dink in die
eerste plek, ek het seker al op hierdie kanaal genoem, dat, kyk, ek het natuurlijk, romans en goed al gelees in my lewe, en, jy weet, geskiedenis en dat ook al, en ek het al voorheen genoem, dat ek dink die kultuur van die slim gebied, wat Dr. Verwoerd destyds so in 1950 verskuif het, vanuit Johannesburg, daar die voorstad met die naam Sapphire Town. Dit was 'n slim gebied met rampokkers en onwettige handel, prostitusie, onwettige drankhandel, onwettige stook van drank. En dit alles, daar was 'n soort van 'n rampokker kultuur, 'n Amerikaanse rampokker kultuur, want as jy nou ook my onlangse artikel in Netwerk 24, so 'n week gelede of wat, ja, so einde verlede week het dit verskyn. En daar praat ek so 'n bietjie oor die veramerikanisering van Suid-Afrika, en daar was 'n sekere meneer Isidore, dis dieselfde naam was die hoofkarakter in die omgang. Is dit nou nie toevallig nie? 'n meneer Isidore Schlesinger. Hy was 'n Amerikaanse Jood en hy het Suid-Afrika toe gekom, ek vertel dit daarso in my artikel, en hy was betrokke by die filmbedryf ook in Suid-Afrika, en hy het 'n geweldige klomp, hy het filmtheaters en bioskope en al sulke goed gehad, en sodoende het hy die Amerikaanse kultuur geweldig bevorder in Suid-Afrika, en in Sapphire Town was daar ook 'n bioskoop in hierdie buurt, waar, ja, Nelson Mandela het op 'n stadium 'n toespraak gelewer in die bioskoop. Hy is uitgenooi deur die Anglikaanse priester, Trevor Huddleston, om daar die toespraak te kom lewer, en ek dink dit het gegaan waarskynlik oor die verskywing van Sapphire Town, want die Anglikaanse kerk was daar teen gekant. Wel, ek het natuurlijk al genoem dat meneer Trevor Huddleston van die Anglikaanse kerk ook, hy was ook homoseksueel en waarskynlik 'n pedofiel. Hy is in die 70er jare in Engeland aangekla van pedofilie, maar hy is onskuldig bevind. Maar ek vermoed, jy weet, die Anglikaanse kerk is 'n duistere organisasie. Dink selfs erger as die Katolieke kerk in die middeleeue. Maar daar het so 'n kultuur van rampokkerry geheers, wat ook beskryf word in die roman van Nadine Gordimer, Nobelpryswenner vir letterkunde, wat ek ook natuurlik ontmoet het hier in Johannesburg destyds toe ek student was. Sy het een van haar vroeë romans was A World of Strangers, en dit speel af, dis eintlik 'n soort van 'n, hulle noem dit in Frans 'n roman à clé, dis gegrond op die werklikheid, dit speel af in Sapphire Town, en daar's 'n Brit wat kom, en hy werk vir 'n swart tydskrif, en hy wil graag by hierdie swart prostituie slaap, maar daar is natuurlik 'n ontuigwet, en dit is een van die redes waarom hy teen apartheid gekant was omdat hy graag met hierdie swart prostituie wou omgang hê. En dit beskryf ook hierdie wêreld, min of meer, van Sapphire Town. Nou my theorie is dat die kultuur van die nuwe Suid-Afrika is gegrond op Sapphire Town se soort Amerikaanse rampokker kultuur, die ou met die grootste motor, met die meeste vrouens, met die meeste, ja, jy weet, met die uitspattigste klere, met, jy weet wat soos 'n Al Capone of 'n Amerikaanse rampokker gelewer het. Hy was 'n held. Hy was 'n voorbeeld vir die samelewing. En vandag hierdie ministers van ons, hulle leef hierdie kultuur van die vervloë kultuur van Sapphire Town uit, want hulle is self ook besig om hierdie soort fantasie van 'n Amerikaanse soort miljonair, ryk man, jy weet, met ontsettend baie geld en wat vyf en jy weet, uitspattige lewe. Hulle is besig om dit uit te leef teen die belastingbetaler se rekening. Dit is een verklaring, sou ek sê, vir hierdie verskynsel. Die ander verklaring
ja, waarin ek ook dan die tweede aspek dink ek hou verband met hierdie Amerikaansheid of Amerikanisme van die regerende elite in Suid-Afrika. En natuurlik Amerika anders as Europa. Kyk, ek wil nie Amerika, die artikel wat ek nou geskryf het nou so 'n bietjie krities oor Amerika ook geklink, maar jy weet, ek is 'n Afrikaner, dus ek kan krities na Amerika kyk, maar ek kan ook krities na Europa kyk. Jy weet, daar was onlangs nou, het ek toevallig 'n baie goeie stukkie op X gelees deur iemand vanuit Europa wat vertel hoe jy weet, hoe swaar die lewe eintlik is in Europa, hoe duur dinge is, dat die eiendom verskriklik duur is, dat jy salaris klein is, dat jy ontsettend baie belasting betaal. En dan kyk jy so half met afguns na Amerika, waar mense meer geld het en hulle kan huise koop nog hier en daar. En hulle hoef nie daarso in openbare vervoer te sit saam met immigrante nie. En hierdie arme man vertel hoe hy nou werk toe gaan en hy moet saam met immigrante daarso in die trein ingedruk wees. Wat ook al. Ja, sowel Amerika as Europa het hulle voordele en hulle nadele. So ek is nie, as ek Amerika is 'n bietjie spot daarmee, dan is ek nie besig om anti-Amerikaans te wees nie. Ek dink daar's baie dinge wat mense in Amerika kan bewonder en ek dink die feit dat hulle iemand soos Trump nou verkies het, dit is 'n groot verandering in die wêreld teweeggebring. Dit is eintlik 'n fantastiese ding wat gebeur het. Maar daarmee saam, in Europa dink ek is, jy weet, afkoms is nogal redelik belangrik. Daar is nog oorblyfsels van die ou adel in Europa en styl, jy weet, mense trek dikwels baie mooi aan en hulle goeie smaak en jy weet, dit is Europa stel 'n hoë premie op kultuur, om gekultiveerd te wees, om 'n goeie gesprek te kan voer, om belese te wees. Dit alles is belangrike dinge vir Europeërs, soos dit ook vir Afrikaners belangrik is. Ek dink ons leef nog steeds op 'n manier ons die Europese kultuur uit hier in Afrikaans, en Afrikaans het op baie maniere baie Europese taal gebly. En trouwens, die enigste rede waarom Afrikaans nou nog op die internet, anders as in die staatsdiens, op die universiteit en in die howe, nog steeds baie sterk taal is op die internet, is omdat die Europese Unie ook bepaalde wette gemaak het, dat, jy weet, Amerikaanse tegnologie maatskappye moet ook alle produkte in ander tale beskikbaar stel. Maar ek dink die Amerikaanse tegnologie maatskappye sou dit in elk geval gedoen het, net om hulle verbruikers en hulle mark ter wille te wees. Maar ek dink daardie wetgewing in Europa en regulasies en wat ek al het ook 'n rol gespeel om Afrikaans op die internet te bevorder. Iets wat ons eie regering, hierdie selfde regering wat miljoene rande per nag uitgee in hotelle en op vliegtye en wat ook al, en kos en drank en jy weet, wat hulle ook al, ek weet nie wat hulle eet nie, maar dit moet baie duur wees. Ja, anders as ons regering wat absoluut niks, hulle benadeel net Afrikaans. Ja, die Europeërs daarom iets vir ons gedoen, en die Amerikaners doen ook vir ons dinge. Maar nou, die punt is dat die Amerikaners, Amerika is ook 'n land waar geld alles is. Jy weet, daar's altyd 'n ranglys van die rykste miljardêrs in Amerika, en toevallig is iemand van Suid-Afrikaanse afkoms, Elon Musk op die oomblik tans die rykste man ter wêreld. En hy sê ook baie goeie dinge oor Suid-Afrika en teen die ANC, en hy sê hy mag nie sy Starlink hiernatoe bring nie, omdat hy 'n blanke man is. En dit, ja, en hy het iets soos 200, ek weet nie, 200 miljoen volgelinge op Twitter of wat dit ook al is, op X, soos dit deesdae bekend staan, wat hy deesdae besit, en waar hy baie dinge toelaat om gesê te word wat voorheen nie toegelaat is nie, wat fantasties is. Maar in Amerika, daar die ranglys van ryk mense en jy weet die status wat geld bring. Kyk, soos Trump self. Trump sou nooit president geword het as hy nie, kyk, hy is nie een van die heel rykste, hy is nie een van die rykste mense in Amerika nie, weet hy is seker 'n miljardêr in dollar, maar daar is soveel ander ryker miljardêrs as hy is nie in die top 10 of top 20 of wat ook al nie, maar die feit dat hy so baie geld gehad het,
en aansien in die media en wat ek al as gevolg daarvan en jy weet, uit 'n vrou wat 'n Sloveense model was, jy weet, 'n Sloveense vrou wat voorheen 'n model was. Dit alles het hom hierdie status gegee. En ek het ook in my artikel verwys na, jy kan nou daardie ou sepie onthou wat hier op die televisie was, en net met die begin van televisie in Suid-Afrika, wat ook 'n bydrae gelewer het tot die soort ver-Amerikanisering van Suid-Afrika, daardie sepie met die titel Dallas. En almal was vasgenaal vir Dallas, met dieselfde tipe kultus van rykdom, die oliemiljonair, en iemand wat by ander mense se vrouens slaap, en wat ek al, jy weet, wat so half immoreel is, en wat ek al, dit is iets van 'n soort ideaal, of 'n archetype van Amerika, en hierdie ministers, hulle word ook daardeur beïnvloed, deur hulle Amerikaansheid, deur hierdie Amerikaanse soort statusmodel van geld. En alhoewel hy in sy eie lewe nog nie 'n sent op enige manier gegenereer het, behalwe deur politiek nie, beskou hy homself nou ook as 'n soort van 'n potentaat, as 'n miljardêr of wat ook al, wat, jy weet, vir in 'n nag R2 miljoen moet blaas, of wat ook al. Dit is my ander, jy weet, die Amerikaanse aspek, is my ander idee. En dan, jy weet, is daar ook die Afrika element. Chris Lou, oorlede Chris Lou, wat vir my ook onder baie vreemde omstandighede dood is, maar op 'n stadium moet ons miskien daaroor ook praat. Jy weet, die ou, hy skiet homself, ek het hom daar besoek op sy klein hoewe daar, naby Hartbeespoortdam, daar net oor die bult gaan, wat is dit nou, het is nie Hekpoort nie, is 'n ander poort, maar in elk geval. Dan, ek het hom daar gaan besoek, by sy huis, verskeie kere. Jy weet, en hy was altyd vrolik, en welwillend, en, jy weet, wellewend, en daai ou, hy gaan, en ons het natuurlik ook sy boetman is die bliksem in boekie, open brief van Willem de Klerk, het ons uitgegee destyds in die jaar 2000. Dis eintlik waar ons uitgewerry begin het, met die Boetman boekie van Chris Lou. En hierdie selfe man skiet homself dood met 'n AK-47 wat hy toevallig in sy tuin aanhou. Nou, hoe toevallig is dit nou? En dan, net voor hy homself skiet, dan stuur hy 'n SMS vir Tim Du Plessis van, wat destyds 'n redakteur van Beeld of iets was, om te sê, ek pleeg nou selfmoord. Baie vreemd vir my, in elk geval. Maar, om terug te kom tot die punt, Chris Lou het vir my gesê, toe hy by die SAIK gewerk het, hy het my ook sulke stories vertel van, jy weet, van sy base by die SAIK, wat nou almal van die nuwe ANC-garde was. Hulle het soort van dronk ook geword, en hulle het ook sulke duur motors gery, en een het sy motor in die parkeergarage afgeskryf. Het was een van 'n Mercedes-Benz of iets. En hy was dronk gewees, en toe jaag hy die parkeergarage uit of iets, of hy ry vinnig agteruit of iets, en hy skryf sy motor net daar af, in die parkeergarage, en toe het hy paar dae daarna 'n splinter nuwe BMW gehad. Jy weet, so, hulle almal leef, jy weet, hoog en vinnig, en wat ook al, maar hy het vir my ook 'n interessante opmerking gemaak, en hy het gesê, hulle sê vir mekaar daar by die SAIK, as hulle met mekaar praat, chief, hulle noem mekaar chief of hoofman. Nou, ek dink die hoofman-kultuur wat ons uit Afrika kry, jy weet, wat ook daar gegrond is op status, jy weet, of dit, as jy 'n hoofman is, seker nou maar soos 'n adelike of 'n koning in Europa destyds, geniet jy hoë status. Maar met hierdie 'n nuwe stelsel van ons, is daar nou 'n klomp hoofmanne, wat almal oor status beskik vanweë hulle posisies in die regering, of by die SAIK, of Eskom, of waar ook al. En hulle beskou dit dan as hulle reg om baie royaal te lewe en die belastingbetalers se geld te gebruik om hulle self te geniet en eintlik dan, goed, dit klink nou
asof ek sê, hulle is hedonisties, in die sin dat hulle net plesier nastreef, en daarom hoë bedrae bestee aan drank en voedsel, en miskien prostituie, of wat hulle ook al doen. Maar ek dink, die eintlike gedagte is, dat hulle deur hierdie geweldige besteding van geld, hulle status bewys. Hierdie hoofman status wat hulle beklee in die nuwe Suid-Afrika. En dit kom dan vanuit die Afrika omgewing, so ek sê. Dan is daar, ja, daar's ook 'n vorm van, ek dink die vierde ding wat ek hieraan sou toevoeg, is die idee, wel, dat hulle, daar's so 'n bepaalde vorm van gierigheid of selfs vraatsigheid hieraan verbonde. Jy weet, dit is soos daai ou wat, jy weet, as hy verniet kan drink of hy kan verniet eet, dan gaan hy homself te buite. Jy weet, dan gaan hy, jy weet, kyk, op universiteit het ek, ja, jy weet, ek was natuurlik by Wits en dan ek het op 'n stadium, ja, ek kon nie eintlik met hierdie Engelse meisies vreeslik regkom nie. En ek het toe op 'n stadium omtrent net Jodinne geken. Maar in elk geval, toe leer ek nou baie oor die Joodse wêreld ken. Maar gelukkig het ek uiteindelik 'n Afrikaanse vrou ontmoet. Maar hulle het my vertel dat, jy weet, as hulle nou hierdie vas het, ek weet nie, tydens die Paasfees of iets, dan so aan die einde van die dag of die einde van die vastyd, dan ooreet van hierdie Jode hulle so verskriklik, dat hulle naderhand moet hospitaal toe gaan, dat hulle te veel geëet. Jy weet so, daar's 'n element, hierdie vraatsigheid van hierdie potentate, die ministers van die ANC, dit het iets van, ja, dit is regtig 'n geval van, hulle kan nie hulle self keer nie, daar's geen perk aan hulle aptyd nie. Jy weet, en dit slaan natuurlik ook terug op, daar's natuurlik, ek dink die ou se naam is Steven Ellis, hy het ook 'n paar boeke oor Afrika geskryf. Ja, jy moet daai boek, dis nog 'n boek wat jy moet lees, Negrologie. Daar's so hierdie boek, hy's ook hier onder te koop, waarin hy praat, hy verwys na Steven Ellis se boeke en sy term maagpolitiek. In Afrika is daar iets soos maagpolitiek, en hoe groter jou maag is, hoe meer status het jy, en jy moet bewys dat jy baie kan verorber, jy weet, in terme van hulpbronne en kos en wat ook al. So hierdie ANC gedrag van die ministers, dit is definitief, dis ook 'n vorm van maagpolitiek. In Engelse tye, politics of the belly genoem, jy weet, en jy moet 'n groot maag hê, en dit moet jy bewys, en dit dwing respek by mense af. As jy so 'n groot maag het, en jy kan wys hoe baie jy kan eet, en kyk jy hierso by ou, wat is dit, Andre de Ruyter, want dit is 'n algemene term, hy het ook verwys daarna dat, jy weet, in die vergaderings by Eskom het mense van hom gesê, ja, maar so en so moet ook eet. Jy weet, as jy geld verdien by Eskom, of eintlik dan Eskom eintlik net plunder, jy weet, deur brode vir R1000 elk aan Eskom te verkoop, of toiletpapier, wat dit ook al is, dan eet jy, en jy weet, dit hang saam met die metafoor van eet, hang saam met hierdie maagpolitiek, en jy moet geweldig kan eet, en dit maak jou 'n sterk man, en 'n groot man, en iemand wat 'n hoofman is, wat groot agting in die samelewing geniet. En nou, mens sê dit natuurlik op 'n meer banale vlak, letterlik, waar, jy weet, daar's sulke video's, of wat ook al, wat ook die rond te doen, waarvan hierdie gaste by sekere geleenthede, waar daar nou gratis kos is, dan sal hulle nie hulle borde so hoog opskep, en dan sal ons ook van die vrouens wat nou nog verdere kos in hulle handsakke sit, en al sulke goed, want is gratis, en jy kan vat, en jy weet, en jy moet wys jy het 'n groot maag, dat jy baie kan eet, en jy het 'n groot aptyt. Dis vir my 'n verklaring van, jy weet, ek het nou gegee, ja, wat is dit, omtrent 5 verskillende
aspekte van hierdie buitensporige besteding op reise, oorseese reise, deur die Suid-Afrikaanse kabinet. Ek het 5 punte daar min of meer, waarmee ek dit kan verklaar. Miskien stem jy nie met my saam nie of iets, maar jy kan gerus kommentaar lewer in die kommentaarafdeling. En ja, onthou dan om 'n boek te koop en om op die kanaal in te teken as jy nog nie so gemaak het nie. En ons hoop dit gaan ek hoop dit gaan vir julle 'n opwindende jaar wees en ek hoop ons kan ook van krag tot krag gaan en nog boeke uitgee en nog ek is nog besig om aan die sekere ander digitale verspreidingskanale te werk. Tot volgende keer, totsiens.